Besighede moet strategieë ontwikkel om die uitdagings wat in die 3 besigheidsomgewings na vore kom te bestuur om sodoende volhoubaar en winsgewend te bly. Kom ons kyk na die uitdagings van die mikro-omgewing. Moeilike werknemers verwys na werknemers wat nie die visie en doelwitte van die besigheid ondersteun nie. Dit kan konflik veroorsaak. 'n Tekort aan vaardighede verwys na werknemers wat nie gereeld opgelei word nie en daarom nie in staat is om take effektief uit te voer nie. Dit lei tot swak dienslewering aan kliënte. Gebrek aan visie en missie verwys na beperkte of verouderde en oneffektiewe visie en missie van die bestuur wat 'n negatiewe invloed het op produktiwiteit. Gebrek aan voldoende bestuursvaardighede verwys na die onvermoë van bestuurders om effektief te lei, rigting te gee en beheer uit te oefen oor werknemers en organisatoriese hulpbronne. Dit verhoed 'n besigheid om doelwitte en oogmerke te verwesenlik. Vakbonde is organisasies wat die ekonomiese belang en regte van werknemers beskerm. Vakbonde kan spanning bring tussen bestuur en werknemers indien die besigheid nie voldoen aan hulle eise nie. Besighede mag gekonfronteer word met stakings en sloerstakings, wat 'n afname in produktiwiteit en winsgewendheid kan veroorsaak. Besighede kan ook uitdagings in die markomgewing ervaar. 'n Groter aantal mededingers tree toe in die mark, en dit kan die besigheid se winsgewendheid laat afneem, wat weer die besigheid kan dwing om sy pryse te verlaag. 'n Tekort aan voorrade mag daartoe lei dat die besigheid nie kan voorsien in die vraag van die verbruikers nie. Veranderinge in verbruikersgedrag, soos 'n verandering in die voorkeure van verbruikers, kan lei tot 'n verlaging in verkope. Besighede moet voortdurend op hoogte bly van die konstante verandering van die demografiese karakter van verbruikers, met aspekte soos geslag, ouderdom, ras en inkomste. Psigografie verwys na verbruikers se gesindheid, belangstelling, opinies en leefstyl. Om insig te verkry in die voortdurend veranderende gedrag en leefstyl van verbruikers, kan duur en tydrowend wees. Sosio-kulturele faktore soos taal, gewoontes en voorkeure van verbruikers bied uitdagings vir die besigheid. Maniere waarop besighede die uitdaging van mededinging in die markomgewing kan oorkom, sluit die volgende in. Maak seker dat gedifferensieerde goedere verkoop word aan verbruikers. Bied laer pryse aan as mededingers. Verbeter diens aan kliënte. Kom ons kyk na die uitdagings wat die makro-omgewing bied. Veranderinge in inkomstevlakke verwys na faktore soos werkloosheid en hoë rentekoerse wat verbruikers laat met laer inkomste. Politiese veranderinge kan lei tot onstabiliteit in die gemeenskap, wat potensiële beleggers kan ontmoedig om te belê. Kontemporêre wetgewing, soos die Wet op Verbruikersbeskerming en die Nasionale Kredietwet, bied uitdagings aan besighede omdat hulle aan hierdie wette moet voldoen om sodoende swaar boetes te vermy. Voorbeelde van kontemporêre wetgewing wat besighede in hul bedrywighede kan raak, sluit in WVO, wat vereis dat besighede die vaardighede van ou en nuwe werknemers moet verbeter. WAV reguleer die verhouding tussen werkgewers en werknemers. WGI vereis dat besighede regstellende aksie moet implementeer en onregverdige diskriminasie in die werkplek moet uitskakel. WBDV bepaal die terme en voorwaardes vir indiensneming tussen werkgewers en werknemers. COIDA maak voorsiening vir kompensasie vir werknemers wat beserings of siektes in die werkplek opdoen. BBSEB vereis dat besighede moet verseker dat voorheen benadeelde individue volle deelname in die ekonomie kry. NKW vereis dat besighede roekelose kredietverlening vermy. WVB vereis dat besighede sosiale en ekonomiese welvaart van verbruikers moet voorstaan en bevorder. Arbeidsbeperkings bring ook 'n uitdaging vir besighede, omdat arbeidswette 'n wetlike raamwerk skep om te verhoed dat werknemers uitgebuit word.
Mikrolenings verwys na klein lenings wat toegestaan word aan mense wat nie krediet by banke kan kry nie. Klein besighede kan misluk en dan nie skulde terugbetaal nie. Globalisering en internasionale handel bied uitdagings, omdat plaaslike besighede nie met internasionale besighede kan kompeteer vir plaaslike verbruikers se koopkrag nie. Sosiale waardes en demografie beïnvloed gesindhede teenoor handelsmerk lojaliteit. Sosio-ekonomiese kwessies soos misdaad, armoede, HIV-vigs en korrupsie verhoog bedryfs- en produksiekoste van die besigheid.